ja, Jakes. Uiteindelik is dit daai tyd. Dis riviertyd. Ons is so in die middel van Mei, net so oor die middel van Mei. Volgende week is verkiesing. En ons het dit uiteindelik reg gekry om 'n kansie te kry. Hoekom Jakes vandag saam is? Laas by Kliptre was dit bietjie chaos. Toe moes Jakes werk, onthou ek ons het vir julle gesê. So Jakey, my broer. Dankie my bos. Ja. Ons gaan vandag draai om so slap te vang. Ons het net hier gekom. Dis die mense agter ons. Met so slap aan. So, ons kan nie wag nie. Ons is hier by Whitey by die rivier. Ons sal nou of deur die loop van die DVD vir julle alles vertel van die plek en so 'n bietjie die inligting deurgee. Wat het ons gedoen vandag? Ons het die Monster Mix saamgebring. Ek het wit pap backing gemaak soos wat op White Klip is. Ek het my duivelsdraak backing saamgebring. Jakey sê hy gaan sommer met die maples en die kabooms hengel uit die Monster Mix uit. Ek gaan die oudtyd hengel, soos wat my oupa hulle gehengel het. Groot hoeke, groot ase, Monster Mix, anys, almond, Valdam, al daai ou dippe gaan ek vandag tot die toets sit. Daar's net een ding, ons moet dit doen. Net so. Dit gaan nie help ons praat nie. So julle gaan ons verskoon, ons gaan gou opslaan. Ons het so 'n bietjie vis koors. Ek wil sê fish fever. Hoor daai visarend daar in die agtergrond. Nou ja, hy het gesê welkom, dis wat hy nou gesê het so. Welkom hier. Let's do it. Dat was nog zo lekker. Als ik meer dan ik weet het niet of het meer goed gebeurt. Nou ja, julle, onthou wat het ons gesê, rivierengel is grofengel. Nou ja, hier tikke 'n mieliemeel pappie gemaak met 'n bietjie hasbeen in. Julle kan sien hy so 'n bietjie geeler agter 'n tutti frutti pit. En ek sê dit ons gaan grove asies hengel. Ek gaan julle nou wys, ek gaan hom so 'n bietjie langer maak. So, dis die basie profiel wat ek wil hê. Nou kan terugdruk in die bol, gaan so maak dat hy net saam met die flou gaan, daar is net een. Bo gaan ek 'n skallas met die pit sit. Julle kan sien, kyk hoe mooi pink is daai manne al. Daar kan julle sien. Want ek het net 'n gevoel vandag vir hierdie pitte. Maak hom ook maar net lekker deur die vleisie. En daar kan sien wat ek daai man op die teenoorgestelde rigting sit hom in en daar is ons storie. Op die bol, so maar 'n bietjie tag sit. Net om so 'n bietjie inkleer. Terug in die kasterd. Wat noem ons dit? Fairy dust. Wat hom lekker. Gee hom so 'n paar skutte en daar's hy. Koud dit met die beste poeier onder die son. Okay, soos ek gesê het, ek gaan oudtyd hengel, oudtyd. Basically al wat ek doen is Monster Mix, 5 liter Monster Mix. Vat so 'n handvol, gooi hom in die deksel
En dan gaan ek nou en dan gaan selekteer ek 'n pypie wat ek dink ek wil op en daar kan julle sien mooi op my hoek. Ek het gesê ek gaan groot hoeke hengel. Op my hoek het ek daai Monster Mix pitte gesit. Kan sien hoe mooi oopgebreek is hulle. En dan op my boonste hoek gaan ek daai groot plain float sit en dan saam met hom gaan ek hom net druk in die anys konsentraat. Omdat die anys so mooi deurkom en ek weet my oupa het daai jare het hy altyd met anys likeur. Maar ek weet nie of dit vir hom of vir die visse was nie wat hy mee gehengel het. En ek gaan hom net so in die anys druk. En terwyl ek nou my voerbolletjie opsit en hy windroog raak, dan gaan ek hom net skit in kasterpoeier en dan gooi ons op. Kyk, hard net in die rivier. Hard stopping moments. Hierdie ou het ek, kom ek sê 70, 75 gegooi, ons 'n bietjie Monster Mix daar gegooi. Ek het minder as 5 meter oor gehad. Ek het maar gehou en gehoop en gebid en sê nou moet alles hou, knope moet hou. Net voor dit het ek gesien hy stamp hom so, toe sê ek daar stamp hy die bol. Onthou, dis nou daai Tutti Frutti pit met daai lang has-been witpap backing met die Scallas pit op en op die bol die tag. Terug in die ferry dust. Hier is ons eerste vis. Ons is letterlik 10 minute hierso. Ons het nog net een stok in en hy het gegaan. Hier is nou, hy was hard stopping moments nou. En nou kyk ek die boot. Ja. Nou typies van 'n hengelaar, alles moet nou in. Ons het die dak saamgebring. Want ek wil deur die dag wil ek weer 'n bietjie van daai Monster Mix gaan skatter. Maar nou staan die battery eenkant. Hierdie vis is besig om te loop. Jakes is besig. Peer is met die drone in die lug. En nou kyk ek die boot en ek kyk so, ek dog, miskien moet ek net die boot loshaak dat ek net kan gaan, maar wat help dit? So. Lekker my lali. Nou ja, hier sien julle. Hier kom die polisieman nou eers terug. So hy is nou eers daar waar ek hom gevang het. Nou kom ek sê, dit is 'n tipiese, soos ek gesê het, 70, 75, maybe 80. So daai vis het nou sy draai gemaak aan die oorkant en daar's vreeslik baie dooie bome wat natuurlik die probleem is. En ja, die liewe Vader, hy het my gehelp nou hoor. Jo. Nou, as jy nou willens en wetens na 'n gunfight toe gaan met 'n mes, dan moet jy nie huil as die ouens die 9mm uittrek en die skote klap nie. En dis wat ek nou gedoen het. Ek het my tactical 10 voet met my tactical katrolletjie. Daar is nou wel 10 pond op. Maar hierdie is nou 'n fight. Hierdie is nou 'n regte fight. Hier gaan dit nou oor duck and dive. En soos ek sê, toe daai eerste skoot klap en daai vis is teen die ander kant van die rivier, toe besef ek skalk, nie slim nie. Maar hoe sê hulle, jy gee jouself altyd 'n kans. Nou ek gee myself 'n kans met hierdie. My broer, dit wat nou daar gedraai het. As dit die vis is. En dis die hele vis. My lali. Wat hy lunch. Die hoekie wat hom gehad het, Jake. My lali.
Dit is nie eens een van die grootes in die rivier, maar hierdie goed het soveel graag. Yes, maar is 'n vetie. En wat het hy opgetel? Skallas mieliepit. Graag. Wow. Alright, kom swat hom deur aan in die kruidel toe. Ja, maar hierdie man is hard, sy bek is hard. Okay. As my rekening oop, kyk hoe trots is hierdie karp. Na al sy geveg, kyk hoe staan hy vinne, dis 'n unit. Hy's dik, hy's sterk. Weet nie wat vreet hierdie manne nie, maar is nie normale kos nie. Ek dink is boorgatwater. Wat sê? 6.025. Lekker. Hey. Hy man laat gaan. Boeta. Lekker. Arm so van en my so van koek. So it's either nice big tack. Obviously. A bietjie magic. Ons moet fairy dust opsit. Ja, ek het nou presies dieselfde gedoen. Ek het die Tutti Frutti pit onder met daai has-been pappie en dan hierdie kant het ons die Skallas pit. Tag oor die bol terug in die fairy dust. As hulle hom so gesoek het die eerste keer, moet hom met tweede keer op so soek. Na al die commotion, alles nou verby is. Dan ons maar op 30 minute. Ons hengel hierdie stok teen die ander kant, letterlik daai 10-15 meter van die ander kant af. En wat 'n ongelooflike fight. Jy kan hierdie ou ongelukkig nie 'n gap gee nie. Hy trek jou, dis jy teen die vis. En hy het ons daarom nou so 'n bietjie van 'n gap gegee. Hy begin nou rivier opswem. Ja, ongelooflik die krag van die vis. En wat nie lekkerder as 'n vis aan die lyn, koue windjie wat waai. En wie sê jy kan nie in die winter vis vang? Jy kan. Sit daai Monster Mix pytjies op, werk soos 'n droom. Die vis het nou heeltemal hier op beweeg in die rivier. Maar jy kan nog steeds voel dis gewig. Jy weet, hy weet waar die plek is wat hy moet gaan. En so moet jy maar daai kop van hom traai weghou, laat hy na jou toe kom. So ons sit bietjie baie pressure op hom. Jy sal hoor met die lyn, die wind wat so verby hom gaan. Maar wat 'n ongelooflike geveg is die nie. En dis wat ek laf van rivierhengel. Rivierhengel is daai tipiese fight game. Die vis weet waarheen hy wil gaan en jy moet hom verkeerd bewys. So die hele tyd is daai vis besig en ek sê weer, daai Monster Mix pitte, daai groter kaboenpit of daai maple wat jy opsit, is definitief, het maak 'n verskil in size. Jy gaan definitief daai groter vis vang. En veral, ek het op die stok het ek die Vaaldam gebruik. Ek het gesê ek gaan 'n bietjie oudtyds hengel. Ongelooflike krag wat die vis het. Lekker my lali. Jo. Mooi. Ons het definitief die inquiry op die langstok. Hy stamp hy bol, hy dryf so
Baie keer tel hulle daai voerbal op en kom hulle terug, of hulle tel die aas op en dan kom hulle terug. En ons wag altyd vir daai lekker positief vorentoe. Maar hierdie kant toe is net so positief, is net aan die ander kant om. So, hier's 'n geritsel in die gras hierso. Baie keer wat ook gebeur is ons nou aan die ander kant hengel, moet julle onthou ons hengel teen die kant, of probeer teen die kant hengel. Dan is daar nie regtig vir 'n plek om agter te gaan nie, so uit een manier om terug te kom. En natuurlik, die rivier vloei van regs na links, so hy sal altyd daai lyn so kurwe trek. Veral met die bietjie dikker lyn het hy nog meer weerstand. En dis dalk heel moontlik wat nou hier gebeur is, daai vis bly nou terugkom in plaas van agtertoe. Ja, kom ons gaan kyk wat is Jytjie se gewig daar. So ons het 'n 6, net so oor die 6. Ek dink daai een is baie naby aan dit. So ons wag nog vir daai daddies, maar onthou wat het my pa altyd gesê, dat enige vis wat jy in die rivier vang voor 10 uur is 'n bonus. Ons het 2 bonusse. So kom ons hoop van hier af gaan dit net nog beter. En daar gaan jy kom. Hey, my broer. 5.325. Ja, dis 2 kaaps oor die 5 kilo. So ons praat van, waar is ons nou 11 kilos, amper 12 kilos, 2 vis. En dis wat jy in die rivier vang. En ek sê weer eens, ek dink ons is nog besig om te selekteer. Ons gaan nog iewers te gaan ons nog vasloop teen een van daai lang manne. So let's see, let's do this. Jytjie, well done. Lekker. Dankie my Lekker. Ek het jou nie, Jakes. Nee, asseblief. Okay. Ek dink ons het hom gedraai. Goeie genadige vader. Ek moes nou bietjie klou, moes bieg. Maar ons het hom gedraai. Daar kom hy. Die mooi van die rivier. Dis nie daai stereotyp nie. Hy het hom gestamp en gespeel en gekarring en gekrap. En toe daai man eventueel besluit, okay, nou tel hy die aas op. Ek dink hulle woel daai voer so hard dat hy stamp daai bol en hy ruk en hy pluk hom. Onthou, is dit baie monster mix ook in die voer gesit. En toe hy eventueel door daai dingetjie om nou steek en hy voel luister hy's vas, toe gaan hy met hom. En onthou wat ons nou gesê het, hy kan nie agtertoe nie. So hy moet nou iets anders te doen. Hy moet nou hierdie kant toe kom of hy moet nou kant toe swem. Gelukkig. En toe ek hom nou pin, toe wil hy agtertoe gaan, maar gelukkig was ons in die bevoorregte posisie om hom gedraai te kry. En hierdie ouetjie het 'n rukkie gelê, hy het so 35 minute gelê en onthou ons hengel met die sprinkie aan die kant. Jytjie het weer 'n ander benadering, hy hengel met die bottom. En daai sprinkie rol maar bietjie. Ek dink as gevolg van die vreeslike weerstand op die lyn. Maar eventueel het hom geëet. Nee, kyk, Jakes verongeluk alles. Hy vang is om 'n double. Wat se? 2 gele, kyk. Nee, goed. Ja, kyk as jy goed is jy goed, maar as jy naam Jakes is. Ek wil net vir julle wys dat tot Piet skep nou al. Okay, die gele is af, maar die Marie het ons. Yes! Nou kyk hierso. Wat 'n Marie. Jo. Hierdie skof van hierdie Marie. Ek wens julle kan om in 'n real life beleef, maar al hoe jy dit kan doen is kom by die rivier, kry jou monster mix. Die ouetjie het geëet op daai monster mix pit. Kan jy dit glo? Kyk net hierdie lengte van hom. Hierso kan julle sien. Dis 'n liniaal. Ons hou hom so 0 amper 450. Dis 'n monster Marie en die geelietjie het daarom afgekom dat 'n mens nou nie 2 visse in die net het nie. So hierso is die bil wat jou hare laat krul. Ja, julle.
Net hier by die rivier. Ons het nou wat noem ons hulle? 4 bonusse voor 10 uur. Né? Ja. Ja. Alles wat voor 10 uur se bonus. En ek weet nie of julle hier in die kamera kan sien nie, maar hier is 'n klomp mayflies besig om te vlieg. Nou weet julle hoe gesond is dit? Want dit beteken die water is fyn. Al die organismes rondom dit is reg. So ek dink ons rivier het vir 'n slag weer 'n bietjie lewe. Kyk hierdie wit, daai met die lang stertjie, julle sal ook weet dat die vliegengelaars sal baie keer hulle naboots om geelvis te vang. Lekker. Ja. Azai. Kyk. Wat is lekkerder is dit? Kyk daar. Yes. Daar is 'n moddervis, hy het 2 visse aangehad, een geelietjie en 'n moddy, gelukkig het die geelietjie toe nou afgekom. Ja. Wat 'n belewenis die marries. Yes. En hier het ons 'n karp. En jy vang hulle op Monster Mix. Monster Mix pitte. Shucks. Hierdie een het op 'n pit en 'n maple wat ek opgehaat het by onderste hoek. Hy het hom opgetel, weer eens die geelvisie het die float opgetel, wat ek in haar nys gedruk het. En Almond Supreme op die bol. Dis dit. Shucks. Maar ek is nuuskierig om te sien wat gebeur van hier af. So, ek gaan hierdie visies terugsit. Lekker. Hierdie karpie skat ek so op 3 kilos. Ek dink nie ons gaan hom weeg hier, daai maar jy moet hom weeg. Ek dink weeg. Ek gaan. So, ek gaan hierdie ou terugsit terwyl Jakes vir julle daai en weeg. En dis die mooi van die rivier. You never know what you're getting next. Ja, kyk daai muddy. Jou dag gemaak. Ja. Ag, gat. Lekker. Wow. 1.325. Nou die belangrikste is om hierdie ouetjies weer mooi in die water te sit. Seker te maak hulle is daar vir julle wat by die huis is wat kom visvang. Kyk hoe mooi swem hulle. Pragtig. Ja, gat hy. Soos ek gesê het, ek het hom op 'n Monster Mix pit gevang en 'n maple. Dis hoe my aasaanbieding lyk. Ek het weer eens gesê ek hengel ou skool. So hier sal sien is 'n groot hoek, dik hoeklyn en bo het ek 'n groot float net op 'n enkel hoek. So al wat ek nou doen is my aniseed konsentraat. Druk hom net daarin. Selfs met my plain float bo. Skit hom laat daai nou gou 'n bietjie windroog raak. En dan al wat ek doen is op die bol Almond Supreme. Spuit hom so lekker. So sien my hande is al redelik rooi. Kenmerk van Almond Supreme. En dan vat ek net die custard, skit die onderste asie in jou bol lekker in hom. En dis dit. Hoopelik sien ons nog 'n muddy. Die afstand wat ek hengel hierso, so hy tipiese 80 meter. Die ander stok hengel ons aan die oorkant vir daai dik groot karpe. Ek hengel hom presies 80 meter merk gemaak. Kan nie in na die hengel nie want jy weet nooit wat jy optel in die rivier nie. Veral nie as jy met Monster Mix pitte hengel nie. Alright, nou op hierdie enetjie, Parabay en Legend. Daar het ek my skallas pit in. Hier het ek net 2 pampoenpit oezers op. Ek het daai enetjie nou daarop gevang, maar wat vir my interessant was, my boonste hoekie was weg. So in my kop sê ek net, want hy het hom baie lank gestamp, het hy dalk daai strop opgetel en hy daai lyntjie uitgetrek. En toe lê hierdie asie nou nog rond en daai karp het gekom en hy tel toe nou die ander asie op. Dis maar, hoe sê hulle? Dis wat ek wil glo, of dit so was. Maar dis al vir verduideliking wat ek kan kry. Hierdie enetjie is die een wat ek so 'n bietjie agter toe gooi. Wat ek gaan doen is die wind het opgekom en soos ek vir julle sê met die dikker lyn het ons baie drag. Ek hengel 'n sprinkie. So ek gaan hom bietjie harder trek en 'n bietjie regs probeer hou sodat ek uit die pad uit kan kom vir my klein stokkie
En hierdie ene hopelik alleen los daar. Kom. Nee. Ja. Vrystap. Nee. Kom boetie. Asseblief. Ek vra mooi. Asseblief. This is not for the faint-hearted. Dis nou hier ten al, dis nou amper soos haie vang. En hierdie man swem nou op sy tyd links. Ek weet nie wat weet hy nie. Ek hoop, jep, daar voel ek iets. Nee. Hy is oor iets. Nee. Daar is hy, ek sien hom, het jy gesien hoe draai? Nee. Kom boetie. Ek gaan hom nou soos daai bronsies loop. Ek loop hom nou agteruit. Hey. Oef. En ek wil julle gou daarna die tieker toe vat. Kom kykie. 10 minutes 50 seconds. Jackie. Nou wil die ander stok ook gaan. Nou ja, kyk daar julle. 20/10, ons het klaar ons bonusvisse gevang, nou begin die show. En ek kan julle voorstel aan Hitler. Hallo seun. Nou Hitler hou enigiets van 'n skaduwee, wil hy jag, watch hom. 'n Giant schnauzer, white is 'n hond, se pel, se vriend, se kameraad. Hallo seun. Kyk hom. Hy is so wakker soos nog iets. Nou ja, hierdie oukie is nou die tweede vis wat ek vang, Legend Parabay. Skalaspit bo, 2 pompoenpit oezers onder, terug in die ferry dust, sprinkie, sinvolle gooi die wind pla bietjie, moet ek bieg. Maar ons kry hom so daar en daar rond. Nou ek was besig, daar in die agtergrond staan my emmer, wat ek die monster mix wil gaan strooi, want ek dink ons gaan 'n baie goeie middag hê. En ek kry net nie die geleentheid om in die boot te kom nie. Ek was nou besig om die boot te pomp, toe vang Jake se vis, toe gaan my vis. Toe is ek nou besig om die milies reg te sit, toe gaan my stok weer. Maar ons moet voer in die water kry. Hier is 'n speenvarkie. Hoekom sê ek speenvarkie? Kyk hoe vet is hierdie kart.
Hy's nie die langste vis nie, maar hier is hierdie man het body. Hy lyk soos 'n bodybuilder. En hy beklei soos 'n bodybuilder en ek wil hê julle moet kyk nog sy mond. Hier is een van die Kaapse kleiner monde. Maar unbelievable, kyk hierso. Ons gaan hom gou weeg nou. Ek sê hy is so 6,5. Ek dink hy's so 'n bietjie groter as hy eerste een van my jackie. Definitief. Nee, jy kan sien aan daai pen van hom. Hom redelik gesmil in daai monster mix. Ja, kom ons hou duim vas. Skaal is klaar ge-zero op die sling. 1,4 kilos. Ag, Regtig. Wat al sê nou? 6.525. 6.525. So call me a liar for 25 gram. Daar's hy. Hè? beautiful. Jackie, Beautiful. dan. Right, goed daar. That's it. Wow. Nou, een ding wat ek geleer het veral van die rivier is die vis so kos en as jy vir hulle goeie kos gee soos monster mix, dan bly hulle kom. En ek wil net vir julle hier wys, daar's die monster mix. Ons gaan hierdie manne nou 'n bietjie strooi, want soos ek vir julle sê, ek dink ons gaan 'n goeie middag hê, want hy's besig om 'n klein front in te kom, nie 'n vreeslike grootte nie, maar die wind waai reg want hy kom van die rivier, hy kom van bo van die rivier af. En dit beteken die vis sak, so dit beteken hulle wil eet. En as ek sien wat ek hier sien, eet hulle. So ek gaan nou eers kos gee. So ek net te verduidelik het, ek kry nie tyd nie. So daai stok is nou eers uit, ek gaan nou eers kos gee. Nou wat ek gaan doen is ek probeer om nie alles op een plek te gooi nie, en wat ek dit noem is trickle feed. Gaan daai voer vat en strooi, laat dit 'n wye area. Ons gooi seker omtrent 50 meter aan die oorkant en dan het ons 'n plekkie op 80 meter. So ons gaan daai 80 meter strooi. En natuurlik daai agterste plek lekker los, laat daai vis moet rondswem om die aas te kry. En dit beteken, jy weet, hulle soekie kos. So, en as daar nou 'n ding is met 'n geur, trek dit hom onmiddellik. Ja, oukies, ek het daai voer gaan insit. Ek noem dit kos, ek het kos gee. Ek het niks verander hierso nie. Ek het nog steeds daai pompoen petrusertjies onder met die skallop bo. Parabay en Legend terug in die fairy dust. Terugsit want ek glo my hart binne 'n uur is daai vis terug vir daai kos wat hulle gehoor het, en ek dink daar gaan ons raak in die middel. So klaar ons bonusvisse gevang voor 10. Ons is seker al so op 6 of 7. En wat 'n tyd het ons. So, kom ons sit hier ou terug, al wanneer hy kan byt toe wanneer hy in die water is. Nou ja, julle het gesien toe ek daai ingooi was ek baie happy. Daar sit my merkie. So hy is on the money. So hy moet eet. Ek begin my handjies al so vryf. Ek is soos 'n ou wat iets verwag. Daar moet iets kom. So daai nommers gaan op my val, hy 777's. Hierdie vis gaan eet, guaranteed. Ek wil leer daai lyn. Waar is die stroom? Ja, soos julle daar kan sien, daar het ons 'n klein geelietjie aan. Maar ek is baie opgewonde as ek dit sien, want die oomblik wat daai klein geelietjies begin byt, dan is dit 'n teken dat die vis op die voer kom. So hulle is amper soos 'n voorloper en dan begin hy Kaaps kom. So jy gaan altyd, ek die rivier nou geleer ken het, so 1, 2, 3 van hy geelietjies vang en dan kom die karpe. So dis goeie nuus. Nou, my polisman het so bly sak en ek dog toe nee, as hy so sak dan moet daar iets wees en ek het hom opgerol geslaan en ek sê toe vir Jake, nee, ek dink die stroom trek die lyn so kwaai dat hy daai sprinkie rol. Maar toe is dit intussen daai visie wat aan is. So dit wys jou maar net, daai sprinkie gaan lê op sy plekkie en dan is hy daar en die lyn trek net maar daai bietjie bak, maar die vis sal hom altyd wys. Nou as party van julle gewonder het hoekom Skalk so bietjie ronder is die afgelope tyd, is omdat ek 'n vrou het wat verskriklik lief is vir kos maak en ek dink seker in daai hele hiërargie is sy lief vir my ook en hier het sy vir ons 'n hele tafel voorberei. Sy het die uitjies gebraai
Ons het worsies gebraai gisteraan, broodjies is klaar gesmeer. Hier is 'n lekker mosterd en 'n tomatiesous. So elke ou bou sy eie skafting, papierbordjies laat ons net kan weggooi. Lepeltjies servette. So wat meer het ons nodig? Dis nou 12:15. Dis nou eettyd. Klaar vir die visse kos gegee. Nou is dit ons beurt, Jakes. Kom my broer, kom kap 'n enetjie. Lekker. Smulend lekker. Maak hom tel man. Al is dit koud, ruik dit nog steeds lekker. Dit is nog Heerlik. en dan bederf jy jouself daar met 'n mosterd. 'n mostertjie vir dingetjie. Mense wat nou kyk jy net jou sit. Die koeldrank en water en alles my broer. Hier. Kyk hierdie mond van my water nou so. Ek het daai horokkie van my het ek nou net klaar gemaak. Daai laaste sousie so oorgegooi. Al wat ek hoor is hier van agter af Piet wat sê Jaco, jou stok. En daar gaan die polisieman. En dis nou daai een wat ons aan die oorkant hengel. So jy kan hom nie gap gee nie en hier waar ek nou staan, ek sou lus vir daai ek nou kies tussen visbroodjie en ek weet nie wat sy om te kies nie. Kom Jakey. Vat hom met 'n ou happie my broer. Sy. Sap. Nou is ek in die 7de hemel. Kyk net hoe loop hierdie vis. Lekkerder as dit kry nie. Boereworsrol. Vis wat byt. En dis net chaos. Ja. Gewoonlik as 'n vis stroom opswem, dan is die gesegde dat dis 'n groot vis. Nou, ons sal sien as ons die vis uit het, of dit nou regtig 'n groot vis is. Dit voel soos 'n baie goeie vis. Groot vis en ja, hier's daar spring die vis. Ja, ongelooflik in die rivier. Ja, Jakey is nou al hier kant toe en daar's 'n boom daar aan die regterkant. Soos ek verstaan is daai mooi vis. Ja, gaan eerder die boot vat en dan na hom toe gaan en kyk dat ons daai vis kan red as wat ons nog verloor het. Gat ek. Reg. Daar is alles verby. Net daai uit al. Ons het twee probleme. Die eerste probleem is jy het nie die baber as gooi nie. Nee, Monster mix. Monster mix pitte. Okay, so jy die monster van die mix nou. Ek het dit Die uitgesom. tweede probleem is Jakey se PB is 14 kg. Dis my maand en as jy jou PB breek, veral op 'n TV-program, dan moet jy yswater kry, nie damwater nie.
Heerlik. So, Maar ek vat dit. Dis wat ek wil hoor. Kyk, jy het die eer om hom daar in te sit. Hy toe. Ag, so. Ja, jy vat hier my maat. Kyk, Jaco, het die rekkie geklap. Wat dink jy is dit? 16. Ek sê 18,5. 17.6, 25. Swem, boetie, swem. Jy mat. Jy gaan Woe! word. Piet sê net vir my, Jaco, jou stok, hy loop. Kyk so terug, ek sien die dobbertjie, polisieman is weg. Opgetel, eers links op in die rivier, regs af. Gelukkig het ons 'n bootjie, né? Nee, gelukkig. Ek staan nader aan daar by die ander mense oor hulle lyne. Ek sien net, kyk so terug. Hier kom die baas op die bootjie, klim die rivier op, weer af. Lekker. Maar nietemin ons het hom geskep. Gelukkig, groot doek, dik lyn. 14 pond hoeklyn. Well done. Daar is hy. As jy nie hier na toe kom nie, fout met jou. Dis nou wintertyds visvang. Lekker. Kyk. Hengeltyd die visse eet, want hulle wil ook gaan slaap. Al dan met dit. Want dit was. Lekker. Nou ja, nou sit ek bietjie sniper by, want kyk, ek sit my nou so opgewonde met daai groot vis van hom. Dat ek nou sommer kleur by sit. Dit is net so bietjie. Dat is net so bietjie die manne weer aan die gou kry hierso. Want ek dink as daai baber deur 'n karp area is, nê, is al wat 'n karp is in die teenoorgestelde hoek. Nou hierso is ek presies dieselfde as wat ek gedoen het. Klein voerballetjie op. Groot hoekie met 2 monster mix pitte. En dan op die boonste 'n groot gumtree pit met daai wit deegie van die baas. So pappie, wit pappie. En dan al wat ek doen is ek gooi hom weer daar aan die oorkant. So 15-20 meter van die oorkant af. En dan weet ons as hy byt, dan hou jy hom. In sy bekkie. Hy lyk beter. Hy lyk beter. Hy lyk beter. Hy lyk beter. Ek wil hier daai lyn. Ja. Kyk hoe ver. Dit ver dryf hy daai lyn af. Kyk, ek het nou weer 'n gehad wat so drop het. En ek dink net hierdie veertjie is net te lig vir hom, ek net vir hulle wys daar. Jy weet daai sinkertjie is net te lig. So wat ek nou gaan doen is ek gaan definitief my gewig hier bietjie upgrade. En kyk of ons nie 'n beter resultaat kan kry nie. Ek sien Jackie se lyne lê lekker reguit. So dit help ook nie jou aasrol weg nie. Ek het jou gesê 2 o'clock. 2 o'clock. Ja. 1:30 op die oomblik. En ons het klaar geëet, lekker boerewolf rolletjie geëet. Dink die vis wil nou gaan eet. Want nou is dit weer speeltyd. Hulle nou klaar gesê is dit. Klaar. En ek is nog steeds op daai 2 monster mix pitte. Onder en bo net 'n groot flout. Spuit almond of Valdam Supreme. En die visse is net hier op af. Hulle dink is 'n Kyalami baan. Maar wat 'n lekker speeltyd is die nou nie. Ja, Jackie, well done. Ja. Nou, Wel dan vir my baas ook. Yes. Kyk, ek dink siesta tyd. Ons het nou letterlik vir 'n uur en 'n half seker omtrent nadat ons daai baber gevang en die vis weggeraak. Maar ek het dit voorspel en toe ek met Whitey gepraat het, ook gesê, jy weet vroegoggend
En dan hier namiddag gaan begin hulle weer eet, ons het vir hulle kos uitgesit. Ek het so 2 fatale foute gehad van vis wat my hoeke afgehardloop het. En Jackie het my 'n baie mooi les geleer om in die rivier met ordentlike hoeklyne te hengel en ordentlike hoeke. Nou ja, Jakes, ek dink van hier af gaan ons weer 'n bietjie step. 'n bietjie groter gaan. Ja, ons gaan nou 'n bietjie meer vis vang, maar ek wil net vir die ouens sê as Jakes dink hy kan vis vang, wil ek net vir julle wys hoe lyk 'n vis. Ja, ek gaan Jakes wys vir hulle jou vis. dat ek net vir die mense wys hoe lyk 'n rivierkarp regtig. Ja. Alraai, nou daar's Jakes se visie. En dis hoe dit lyk as jy die kleuterskool raak gooi. Maar hulle sê ryk soos 'n vis, dan is dit 'n vis. So ja, julle, hierdie visie is koel rond, so ek wil daai man sien as hy so 4-5 jaar oud is. Ja. Dan gaan dit 'n monster wees. Gaan hy daai mooi, hier is 'n lang rivierkaap. Nou ja, julle. Ons wil die goed in die water kry. Jakes, well done. Dankie my Jy baas. doen uitstekend goed en hy hengel net met die monster mix. En dit is vir my die revelation van die dag. Hy vat daai maples, vat daai kaboompitte, sit hulle op 'n hoek, sit daai pap agter. Sit hom in die drink van die vis. Well done. Dankie my baas. Hy lyk soos al. Daar is 'n potensiële 40 pond oor 10 jaar. Alright, ek wil baie graag hê Jakes moet vir julle verduidelik wat sy metodiek is vir die dag met daai vis wat ons nou gevang het, jy weet, en wat vir my die mooi ding is van dit, jy weet, Jakes het so 'n bietjie die boks uit gaan dink. En hy het met 'n hele totaal ander stelsel. Ek praat nou nie net van die haas gekom het. Jakes, wat het jy gedoen? Baas, al wat ek gesê het vir myself, en ek het nou redelik gestoei gisterand in die bed met dit en dit is nie wat ons as kompeterende hengelaars gewoonlik doen nie, maar die ou by die huis, hy hengel soos wat hy wil hengel, wat vir hom gemaklik is. En omdat jy in die rivier hengel, het jy gewoonlik, jy weet nie wat byt nie. Jy weet nie, gaan dit 'n groot vis wees, gaan dit 'n klein vis, gaan dit 'n baber, gaan dit 'n karp. 'n babertjie soos daai 17 kilootjie. So jy het nooit 'n idee wat gaan byt nie. En ek het vir myself gesê, ek gaan kom, klaar geriek met die regte grootte hoek, regte hoeveelheid pond hoeklyn, skaglyn op die stroppie ordentlik 30 pond. Hoeklyntjie is 14 pond, groot hoek. As ek praat van 'n groot hoek, praat ek van 'n nommer 2 size hoek. Ja, nommer 2. Dis 'n groot hoek. So dit is 'n bitter groot hoek. Ek het groot floats wat ek hengel. Ek hengel die monster mix pitte, so 'n groot aas en old school dips. Almond Supreme, Valdam Supreme. Werk net perfek vir my. En wat ek vir julle wil sê is 'n ding wat ek vir die rivier wil sê, Jakes, met die groter sinker. Jy weet hy bottom daai lyn wanneer die rivier loop maar 'n bietjie, so hy het baie minder weerstand wat die bak maak. So sy lyn is baie reguit. Hierdie Kaapse Dierrivier, soos daai ene wat julle nou gesien het wat ons gevang het. Dis no games. Hy vat hom en hy hardloop met hom. Dis nie van gepik en geruk nie. En daai groot vis swem met daai groot gewig net waar hy wil. Soos julle gesien het, daai vis was eers die kant van die rivier, dan die kant van die rivier. En as hy hier kom, dan is hy nog kwaader. So, Jakkie, nee, wel dan met daai observering. Ek dink is goed gedoen. Ja, baie dankie. Alright, nou, julle weet ek hengel met die veertjies. Ek het met die een gehengel, maar toe ek nou bietjie begin dink oor my baklyne en goeters, jy weet, hierdie hele profiel is rond. So met ander woorde, as daai veertjie begin rol en die bolsinkertjie, gaan hy net aanhou rol. So wat doen 'n ou? Dan gaan jy bietjie swaarder. Ek het nou gaan na die tipiese, ons noem dit nou maar mushroom weights of die pypie, die gewigpyp wat op die pypie kom. En daai gewiggie is in 'n kegelvormpie. So met ander woorde, as hy sou rol, gaan hy mos nou net dit kan doen in plaas van daai rol. En ek het 2 buite gekry op daai styl nou, waar die ander buite net nou nie lekker wou gaan nie. So as 'n ou kom met 'n ou dink, ou net nooit op ou dink jy die rivier byvoorbeeld of 'n dam, want altyd 'n rede vir goed. Moenie
die hele tyd dieselfde goed oor en oor doen nie. Change iets, kyk of dit vir jou werk. Ek het onmiddellik 'n resultaat gehad. Ek gaan hierdie een weer gooi en dan ek seker daarvan die vis is aan die gang. As ek het vasgetrap, hierheen gegooi en vir een of ander rede is my klip uit en hy het so net voor die ander kant geval. Jy daar op daai lyn kan sien, daar na die oorkant toe. Gat hy in die water in en het hom net gebreek gekry. Hy lê nou presies 2 minute 52 sekondes. Ek het weer eens daai Monster Mix pit onder gesit met 'n klein tigertjie wat ek geweerhakie het omtrent. En op die boonste hoek het ek 'n float, plain geel float met daai wit pappie van skaak agteraan en wat 'n ongelooflike geveg is die om daai vis net aan die oorkant weg te hou. Die baas het al klaar een vis daar aan die oorkant verloor en ons gaan nie die ene verloor nie. Nou, met die koms hiernatoe het ek besluit op 'n 11 voet 4 stokkie, want omdat ek die heavy tackle en goed doen, het ek gesê ek vat 'n 11 voet 4 stok, sê maar ek hak 'n groot karp of so. Laat jy daai karp kan speel, moeg speel en nie jouself moeg speel nie. En so ook laat jy 'n goeie afstand kan kry as jy moet. En dan daardeur het ek ook besluit om die DC Super Light te bring. 12 voet 6. Hoekom? Want ons wil daar aan die oorkant hengel. Die groter vis is aan die oorkant, sê almal so, is aan die oorkant waar dit stiller is. Daai koelte van die son wat as hy besig is om af te gaan, waar die visse wei en goed. So die kombinasie saam met die stok, natuurlik die Okuma Aventa. Glad nie die Pro nie, die gewone ene wat ek mee hengel. Bitter goeie katrol. Soos ons nou praat, ek hengel my katrolle nou al 4,5 jaar. Nog nie een keer ingestuur vir 'n diens nie. En ek vang nog steeds met hulle vis. My bos, my kap. klink soos 'n klein kar. So vet. Voor vet. Dis waarom lekker die vis. Ai. Hy kom nou net uit die water uit en dan is hy nog steeds spelerig. Kyk net hoe mooi is hierdie visse. Ongelooflik sterk. Bitter baie krag. En hulle hou net nie op nie. Weer geflous by Monster Mix pit. Gaan aanhou dit sê. As jy in die winter nie vis kry nie, koop vir jou 'n pouch of 'n 5 liter bucket. Vat daai pit, hak hom aan jou hoek, gooi hom, los hom, hy sal sy ding doen. Hy sal vir jou die vis gee. Die visse love it. Gooi hom, hy sal werk. Ja man, nou weet jy wat, en nou gaan ek wil dit nou op 'n mooi manier stel. Jy al baie koeksusters in jou lewe geëet. Die eerste 2-3, jy kan mos nie vinnig genoeg eet nie. En dan as jy hier by 12 kom en naderhand by 15 kom, dan begin hulle so soet word dat jy kan hom nie meer eet nie. Nou, die vis van vandag was so soet soos koeksusters, maar ja, jy kan nie nog een nie. Ons het letterlik en figuurlik met elke gooi 'n vis gevang. Jake het die monster van die Monster Mix gevang. Hy het 'n baber gevang van 17,6 kilos, is net onder die 40 pond. Ons grootste kaap was 6,5 kilos gewees, so. Hy het sy grootste maddie gevang, sy grootste maddie vandag en sy grootste baber. So, wat sê ek vir julle? Julle moet asseblief na Whitey toe kom. Ons gaan nou vir julle al die group gee. Dis die mooiste, netjieste lodge. Dis nie ver van die rand af nie, is naby Potch. En ons gaan vir julle alles deurpraat wat ons gedoen het. Maar nou
is Kali klaar. Hy het nou klaar koeksusters geëet en nou klaar visse gevang. Ons gaan nou begin oppak. Ek gaan nou 'n lang water drink en hierdie stokkie nog net een keer ingooi, daai laaste koeksuster. En dan is ons klaar. Dankie julle, dit was awesome. Altyd visse stokke aan. Die basis aan daar met seisvis. Hierdie een is aan, dis chaos. Besig om 'n ad te maak en dan hardloop die stokke net. Heerlik, heerlik. Nou ja julle. Daar is my laaste gooi. En ek moet bieg, ek het nou iets uitgewerk vir hierdie klein vissies. Daar kan julle sien is die pytjie. 2 parabay pytjies. Parabay en sniper op die bol. En ek vang hulle soos ek wil. So hulle eet nou non-stop pitte en dit wat ons verlig gee. Wat 'n wonderlike dag. Jakes is hier aan met 'n groot vis. Besig om natuurlik my ander lyn vir my uit te trek waaroor ek baie opgewonde is. Maar Noorl is om te sê hy het 'n groot vis aan en ek gaan hierdie kleintjies skep. Nee, onder my bos. Baie klein kaapie. Dit is nog 'n leerkarpie. Dis 'n mooi kaart. Ja. Dis die mooiste vis vir die dag. Sê kom. Hallo baby. Groot vis. Yes. Nog gaan onder hom inslide. Jy reg is. Dit is super lekker. Nou Jakes, kyk jy het afgesluit. Jy het 'n hoogtepunt gehad en 'n hoërpunt en toe net nog hoër en toe sluit jy nou sommer so. Ja, maar was maar ek dink net die Monster Mix. Ek hou aan en aan met die Monster Mix, maar Is dit? maar dis ek hou van die Monster Mix. Hoekom? Want jy voer hom nou. Ja. Jou resultate kom later. Dis wat hulle eet. Nou jy moet onthou dit wat die kos wat jy hulle gee, dis wat hulle nou eet. So ek sê daai Monster Mix daar neergesit, hy meipels gegooi, hy kabooms gegooi en hy het net aanhou om hierdie groot vis te vang. So ek sê weer, ek het dit al gesê, well done. Ek wil julle net die verskil wys. Ek het nou met pytjies en pappies en goedjies tussenin. Jake stel gou daai visie op. Nou kyk gou hier is my laaste 2 visse. Like sweet. En julle sien daar. Dis my laaste 2 vissies. Kyk Jake se vis en aas bly baas. So Jake, well done. Hy het vandag vir ons deur en deur bewys dat Superkaas se Monster Mix something different is. Dankie. Well fished. Nee, Dit was regtig lekker en dit was 'n plesier en dit was so aangenaam om hier te wees en by die rivier te wees. Ons het vir Whitey gevra om af te kom om ons so gou deur sy plek te praat want ek dink dis 'n absolute moed. Nou kom ons sit hierdie dan pragtige vis in. Nou ja, julle sal seker wonder wie staan hier by my. Dis Whitey Landman. Whitey, verskriklik dankie. Ek dink ons sukkel al 4 jaar. Ja, aan af. Maar julle is so besig. En dankie. Baie dankie. Dis die eienaar van jy gaan alles sê want ek is so bang ek sê dit verkeerd. Wat noem ons jou plek? Riverview Fishing Adventures. Alright. As julle ons wil kontak, kan julle my skakel op 071 081 0170 of stuur net vir ons 'n e-pos, dan stuur ons vir al die inligting by riverviewlodge6@gmail.com. Nou mense, waar gaan ons heen? Ek en Jakes het net nou gepraat vir ons wintervakansie. Ons gaan klaar daai boeking doen hierso by Whitey. Wat 'n ongelooflik, julle met die veiligheid nommer 1, want dis wat belangrik is. Nommer 2, die visvang. En dis al wat jy wil hê. Jou vrou, jou kind kan saamkom in die swembad. Chalets is on the spot. Whitey, verskriklik dankie vir jou instelling. Altyd 'n groot plesier. Ons waardeer julle. Altyd 'n groot plesier. En as julle kan sien hoeveel moeite Whitey ingesit het na al daai vloede, jy moet kom.